Hierdie laaste tyd hoor ek baie mense sê ek sukkel. Al soveel dinge in my lewe waarmee ek sukkel, met die werk en by die huis en oral is daar drama. Maar dan ook, ons sukkel om Bybel te lees. Ons sukkel om te bid. Al so baie dinge wat net nie wil uitwerk nie. Het voel oralste in ons lewe of die aanvalle net al hoe meer word. En dan baie keer eindig die gesprek op by, dit voel vir my, die Here het my verlaat. Dit voel vir my die Here het van my vergeet. Dit voel vir my asof ek glad nie meer belangrik is vir God nie. Ek het in die week het ek baie interessante dinge raak gelees en ek wil dit deel met julle vandag. Spesifiek hier rondom. En baie van die liedjies wat ons nou gesing het, sluit aan by die boodskap vanoggend. En die liedjie waarmee ons gaan afsluit, wat ons Dinsdag al begin het voordat ek my boodskap gedoen het, gaan ook hierby aansluit. So luister, elkeen van ons, ek en julle, luister wat die Here wil sê vanoggend. Ek glo dit is belangrik, die Here gaan nie alles so net in mekaar laat val. As hy nie vir elkeen van ons hier vanoggend 'n boodskap het nie. Ek wil vir jou vra vanoggend, het jy al ooit gewonder hoe belangrik jy nou regtig vir God is? Hoeveel moeite dink jy maak God met jou as 'n mens, as 'n individu? Watter moeite dink jy sal hy met jou maak om jou aandag te trek en om jou bietjie nader aan hom te trek in 'n dieper en 'n intiemer verhouding met hom? Miskien het jy al gewonder, is ek goed genoeg vir God? Is ek deel van sy span? Is ek regtig belangrik genoeg dat die Here vir my omgee? Ons omstandighede laat dit baie keer vir ons voel asof ek nie so belangrik is vir die Here soos die ou langs my nie. Die Here hou meer van Redrick as van my. Kom ons kyk so 'n bietjie vanoggend na Markus 5 en dan probeer ons agterkom wat die Here vir my en vir jou daardeur wil sê. Van julle sal onthou, ek het 'n paar jaar terug ook oor hierdie Markus 5 gepreek. En my tema vir daardie dag was, is varke belangriker as mense? Vandag gaan ons so 'n bietjie kyk uit 'n ander hoek na hierdie gedeelte. Ek lees vir ons Markus 5 vanaf vers 1. Jesus genees iemand met baie bose geeste. Hulle het oor kan die see in die gebied van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skei klim met 'n man met 'n onrein gees om van die begrafplaas af tegemoet gehardloop. Hy het tussen die grafte gebly. Hy kon op geen manier beheer word nie, selfs nie met kettinge nie. Hy is dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar hy dan die boeie oopgeforseer, die handboeie oopgeforseer, die voetboeie het uitmekaar uitgeruk. Gevolglik kon niemand hom beheer nie. Die hele tyd, dag en nag, was hy tussen die grafte en op die hoogtes aan die skree, terwyl hy homself met klippe stikkend kap. Hy het Jesus van ver af raak gesien. Toe hardloop hy nader en val voor Jesus neer. Hy het met 'n harde stem geskree, los my uit, seun van God die Allerhoogste, in die naam van God, moenie my seermaak nie. Die rede hiervoor was dat Jesus al reeds vir hom gesê het, onrein gees, gaan uit die man uit. Toe vra Jesus hom, wat is jou naam? My naam is Legio, antwoord hy, want ons is baie. Daarna die onrein geeste Jesus gesmeek, om hulle nie heeltemal land uit te stuur nie. Teen die heuwel was daar 'n groot trop varke aan die wei. Die onrein geeste smeek hom toe, stuur ons in die varke in, laat ons in hulle invaar. Jesus het dit toegelaat. Die onrein geeste het uit die man uitgegaan en in die varke in.
Die trop van omtrent 2000 hardloop toe teen die skynste af in die see in, waar hulle versuip het. Hulle wagters het weggehardloop en die nuus in die dorp en op plase gaan vertel. Daarop het die mense gekom om self te sien wat gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die man wat die menigte bose geeste gehad het, daar sien sit, behoorlik aangetrek. En by sy volle positiewe was hulle verskrik gewees. Die mense wat dit gesien het, vertel toe vir hulle wat met die besetene en die varke gebeur het. Hulle het vir Jesus gesoebat om uit hulle omgewing uit weg te gaan. Toe Jesus weer terug was in die skei, het die man wat voorheen besete was, hom gesmeek om saam met hom te mag gaan. Jesus het egter vir hom gesê, nee, gaan huis toe, gaan na jou mense toe, vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het en hoe goed hy vir jou was. Toe het hy wyd en suid in die 10 stede gebiede gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het. En almal was verwonderd oor wat hy aan hulle vertel het. Nou in die hoofstuk, net voor hierdie hoofstuk 5 en hoofstuk 4, lees ons dat Jesus die hele dag besig was om die mense met gelykenisse te leer. En ek kan net dink party daarna dat ek hierso vir 'n halfuur gepreek het, hoe uitputtend was dit, kan ek net dink hoe dit vir Jesus gevoel om 'n hele dag met die mense te sit en met hulle te deel. Ek glo hy was baie moeg gewees. Maar in plaas daarvan om dadelik te gaan rus en te ontspan, lees ons dat hy laat die middag toe dit begin aand word het vir sy disippels gesê, kom ons klim in die boot en ons gaan na die oorkant van die see van Galilea. Nou Jesus was so moeg gewees dat hy in die bootjie aan die slaap geraak het, en julle onthou die golwe en die storm, dat Jesus so moeg was dat dit hom nie eens wakker gemaak het nie. Die disippels moes hom gaan wakker maak en van vra, Here, ons is besig om te vergaan, red ons. En hy het die storm stil gemaak. En dan lees ons dat Jesus in die oorkant van die see aan wal gegaan het, soos hulle die hele nag oorgevaar het. Hy het nie gaan rus soos dit ons sou verwag het nie. Nee, dadelik toe hy aan die ander kant kom, toe kom die besete man om tegemoet. Onmiddellik. En ons lees hier wat 'n soort man hierdie was. Ek dink as ons om vandag se taal moet beskryf, sou ons gesê het, hy man is lekker koekoes. Hy's 'n malletjie. Ek dink is die tipe man wat ons weggejaag het as hy naby jou kom. Poetsek, gee pad, get lost. Ons sou vir Jesus wou sê, ag Here, moet tog nie tyd met hierdie man mors nie. Hy's vol demone en almal is bang vir hom. Hulle kon nie eers die man met kettinge vasbind nie, want hy die kettinge waarmee hy vasgemaak was, het hy gebreek. Almal het moed opgegee met hierdie man. So die enigste plek waar hy kon bly, was tussen die grafte, in die begrafplaas. Dis daai ou vir wie ons geen hoop het nie. Wat ons sommer net sê, hy's 'n lost case. Hy's hopeloos. Ons weet vandag ook van sulke mense. Ek weet nie of kan julle onthou die oompie wat onder die boom gebly het by Absa nie. Onthou julle hom? Onder die boom, sy matrasie, sy alles. Daar was 'n ander een in Ooseinde. Hy het gewoonlik hier op die hoek oor kan die bakkery gelê. Hy het daar op en af geloop en altyd sy broek so vasgehou. En dan party daar in sy broekie onder. En 'n ander daar lê, dan lê hy heeltemal kaalbas op die sypaadjie. Dan lê hy so op sy arm, so of hy by die see is. Nee, so daar's vandag ook sulke mense. Nou jy so 'n bietjie moet dink in jou lewe. Wie is die mens vir wie jy die minste hoop het? Dalk die vuilste en die ergste boemelaar wat jy gereeld op straat sien? Dalk die drakkies wat hier rondloop? Hierdie besetene was nog erger as daardie mense gewees. Daardie ou vir wie ek en jy geen hoop het nie. Maar nie Jesus nie. Jesus sien iets in hierdie man wat geen mens gesien het nie. Hierdie man, hierdie besetene was vir Jesus ongelooflik
belangrik gewees. Hoor jy wat het hier gebeur? Jesus was die vorige dag moeg gepraat met die mense. So moeg dat hy in die slaap geraak het deur hierdie ewige storm. Hulle gaan dwars deur die nag om die volgende oggend hierdie besetene te ontmoet. Hy bevry die man en gee hom 'n opdrag om vir sy mense te gaan sê wat met hom gebeur het, en dan klim Jesus weer terug in die bootjie en hy vaar weer na waar hy vandaan gekom het. Ek dink nie enige mens sou na hierdie besetene 'n tweede keer gekyk het nie. Behalwe miskien net uit vrees om te kyk waar is hy, laat hy jou niks gaan aandoen nie. Ek dink nie hierdie man sal op enigiemand se lysie van belangrike mense verskyn het nie. Hy was 'n niemand. Hy was 'n niemand gewees nie. Iemand wat alleen tussen die dooies in die begraafplaas 'n tuiste kon vind. Tog was hy vir Jesus so belangrik gewees dat Jesus deur nag, deur 'n stormsee gegaan het om eendag saam met hierdie man te spandeer en dan weer die aand terug te vaar oor die see. Hoor jy hoe belangrik was hierdie besetene vir Jesus gewees? Hoor jy? So belangrik dat hy die skare mense wat hom gevolg het, verlaat het. Hy het 'n skare mense gelos om tyd met hierdie een man te spandeer. Al die moeite, geld, energie, tyd vir 'n man vir wie die samelewing opgegee het oor. Die samelewing het hom een kant toe gegooi. Hulle was klaar met hom. En bo dit alles is hierdie man nie eers 'n Jood gewees nie. Dit is hoe belangrik elke liewe mens vir Jesus is. Dis hoe belangrik elke mens vir Jesus is. Dis hoe belangrik jy vir hom is. En dit is die moeite wat God vir elke mens sal doen. Jy wat dink, Here sien my nie. Hoor hierso. Dis wat die Here vir jou ook sal doen. Is dit nie wonderlik nie? Jesus bevry hierdie man van bose geese en dan spandeer hy die res van die dag saam met hierdie man. Jesus het die bose geeste in die varke ingejaag. En wanneer die mense van die omgewing kom en hulle kom kyk wat het gebeur, lees ons in vers 15. Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand het hulle groot geskrik. Jesus sit en kuier saam met hierdie man, hierdie ex-besetene. Van nakend, skreeuend, koekoes, het die Here hierdie man se lewe kom verander, radikaal, by sy verstand, met sy klere aan sit hy, en hy praat met Jesus. Dan sien ons, Jesus, die mense jaag vir Jesus weg, en toe hy in die skei klim, toe kom die man en hy sê, hy wil saam met Jesus gaan. Wanneer ek en jy 'n ontmoeting met Jesus gehad het, kan ons lewens nie voortgaan soos voor ons bekering nie. Ons kan nie dieselfde wees nie. Ons kan nie sê, ek het gisteraand hierdie encounter met God gehad nie, ek het vir Jesus ontmoet, en ek gaan net aan soos ek aangaan nie. Daar moet 'n radikale verandering in jou lewe wees. Ons lewe voor Jesus en ons lewe na Jesus kan nie dieselfde wees nie. Daai man is nie 'n besetene voor hy vir Jesus ontmoet het. Hy het vir Jesus ontmoet, tyd spandeer, en toe Jesus in die skei klim, toe trek hy sy klere uit en hy skree en hy hardloop en hy gaan weer aan. Hy het verander. Heeltemal. Hierdie man wil saam met Jesus gaan. Hy wil by Jesus wees, maar Jesus het ander planne met hom. Eintlik word hierdie man Jesus se eerste sendeling. Hoor hoe antwoord Jesus hierdie man se begeerte om saam met hom te gaan. Hy sê in vers 19, Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis toe
na jou mense toe en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat hy jou jammer gekry het. Hy het toe gegaan en deur die hele Decapolis bekend gemaak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Hoor jy? Gaan, stuur die Here hom. Word 'n sendeling. Gaan dra die boodskap uit. Hier is Jesus se opdrag vir hierdie man en vir sy huis was, gaan vertel vir almal wat jy ken, wat Jesus vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Jesus het hierdie man so jammer gekry, dat hy sy program vir 'n dag onderbreek het, en 2 nagte op see gespandeer het, net om hierdie man te red. Hoekom dink julle het Jesus hom gered? Hoekom het Jesus hom jammer gekry? Ons kyk na 2 verse. Lukas 19 vers 10. Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hoor jy? Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dan Johannes 3 vers 16. Julle almal ken hom uit die kop uit. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Besef jy hoe groot is hierdie waarheid wat die Here vandag vir ons bring? Ons het hier te doen met 'n man wat niks in ander mense se oë was nie. Jesus, as Seun van God in sy almag, weet van hierdie man. Hy weet dat hierdie man vir 'n doel geskape is. Hy los alles en almal. Hy reis deur nag om hierdie verlore mens te gaan soek en te red. Omdat Jesus hom so lief gehad het en Jesus het 'n plan met sy lewe gehad. Nie eens hierdie koekoesou was sommer maar net daar nie. Nee. Hy is ook een van die mense wat God geskep het. God het hom ook geskep. Hy is nie maar net daar nie. Jesus red vir my en vir jou altyd met 'n plan en gedagte. Jesus het groot planne vir hierdie man gehad. Jesus het hom as 'n sendeling gestuur na die heidene nasies toe. Maar nou leer ek en jy ook uit die Bybel uit dat ons God gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Hy het nie net daai man gesoek nie. Jesus het nie net daai een besetene gaan soek nie. Vandag nog doen hy moeite en hy soek elke mens op hierdie aarde. Hy hou nie op nie, hy hou aan soek. Jesus het soveel moeite met hierdie man gedoen. Soveel opgeoffer om hom vry te maak. Dink so 'n bietjie aan iemand, dalk 'n boemelaar, dalk 'n druggie, dalk sommer net iemand wat volgens ons standaard die onder op die food chain is. Hoeveel moeite het jy al met daai persoon gedoen? Ek kan jou sê, ek het my kop in skaamte laat sak. Want daar's baie mense vir, net nie nou nie, los my uit. Los my uit, ek het nie nou tyd nie. Of hier's R5, R10, get lost. Los my uit. Hoe absoluut is dit die teenoorgestelde van wat Jesus gedoen het? Heeltemal die teenoorgestelde. Vandag weet ek en jy dat Jesus baie meer as hierdie tyd spandeer saam met die man gedoen het vir my en vir jou om ons te verlos. Vir my en vir jou het Jesus die heerlikheid van die hemel prys gegee en hy het uiteindelik aan die kruishout gesterf vir my en vir jou. Sy bloed het gevloei, hy het sy lewe gegee omdat hy lief is vir jou en omdat hy tyd met jou wil spandeer.
Hy het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n plan met my lewe. 'n Plan wat baie groter is as om net te weet ons gaan eendag hemel toe. Of as om gemaklik te leef. Die Here worry nie so baie oor jou gerief en jou gemak nie. Hy worry oor jou siel. Dis vir hom die belangrikste. So as jy dalk wonder hoe lief Jesus vir jou is, as jy wonder hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is, dink net aan Jesus aan die kruis. Met oopgespreide arms, spykers in sy hande en voete, doringkroon op sy kop, kyk hy af na my, na jou toe en hy sê, ek hang hier, want ek is lief vir jou. Ek hang hier, want ek is lief vir jou. Dis hoekom ek hier hang. Ek is lief vir jou. Soms voel ons nie belangrik nie. Soms gee die lewe vir ons verskriklike stampe en stote. Soms ervaar ons erge verwerping. En dan is ons geneig om te sê, dit is God wat my verwerp het. Of dalk voel ons, as gevolg van die omstandighede om my, God gee nie regtig vir my om nie. Hy het my nie regtig lief nie. Kan jy dink hoe ons hierdie besetene gevoel het? Die verwerping wat hy moes beleef het en ervaar het in sy lewe. Dink hoe hy teenoor God moes gevoel het. En dan die teenoorgestelde. Hoe hy moes gevoel het nadat Jesus hom bevry het. Nadat hy 'n dag saam met Jesus gesit en kuier het. Om Jesus se onvoorwaardelike liefde en aanvaarding te geervaar het in sy lewe. Dink net hoe daai man op wolke daar weggeloop, né? So huppel in die stappie, wanneer hy daar van Jesus al weggeloop het. Voel of jy op wolke loop. Dit voel of jy 10 voet hoog staan, wanneer jy in Jesus se geselskap was. Dink net hoe belangrik hierdie man moes gevoel het, dat Jesus hom 'n opdrag gegee het, dat Jesus hom gestuur het en gesê het, gaan vertel vir die ander mense, gaan vertel vir hulle van my. Dink net hoe moes die mense hierdie man beleef het. Hy was eers hier, koekoes, skreeën, nakend, rondgehardloop. En hoe het hy nou verander? Kan julle dink hoe die mense geskinder en gechi-chi-chi agter sy rug? Want ek dink nie daai tyd het hulle nie geskinder nie. Ek dink hulle is maar net soos ons vandag, nee. Ja. So hoekom vertel ek dit alles? Net so lief soos dit Jesus vir hierdie man was. Net so lief is hy vir jou. Jesus sal ook vir jou berge versit om jou vry te maak van hierdie houvas wat sonde op jou lewe het. Jesus sal ook tyd maak om met jou te ontmoet. Jesus sal ook tyd maak om by jou te wees. Maak nie saak wat jou omstandighede sê nie. Jesus het jou ongelooflik lief. En hy begeer intieme verhouding met jou. Met elkeen van ons. Nou weet ek, meeste van ons het nou al gehoor, Jesus is lief vir ons. So wat gaan die verskil maak in ek en jy se lewe? Wat gaan maak dat ek en jy God se liefde vir ons gaan beleef? Ekskuus. Die antwoord is geloof. Geloof. Dit help nie, jy weet net, God is lief vir jou nie. Jy moet glo dat dit waar is. Geloof is kennis en vertroue. Jy hoor vanoggend wat Jesus vir hierdie besete man gedoen het. Jy hoor dat God jou net so lief het en dat hy net soveel moeite vir jou sal doen. Maar net jy kan besluit of jy dit gaan glo. Net jy kan besluit of gaan jy hierdie waarheid vasmaak in jou hart. Deel maak van jou lewe. Net jy kan dit besluit. Ek kan dit nie vir jou besluit nie. Jou man of jou vrou kan dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit self doen. Jy moet besluit om te glo. Om te vertrou dat dit die waarheid is.
Nie net van ander mense nie, maar ook vir jou. Ook vir jou. Elke ene wat hier is. Hierdie storie vanoggend wys vir ons hoe belangrik en hoe spesiaal elke mens vir God is. Het jy dit gehoor? Dankie, een het gehoor. Het jy gehoor dat Jesus jou lief het en dat hy met jou tyd wil spandeer? Het jy dit gehoor vanoggend? Amen.